So as hulle vir jou vra om hierdie grafiek te skets deur die tabelmetode te gebruik, gaan hulle gewoonlik vir jou in jou vraestel so 'n tabelletjie gee wat jy gaan gebruik. Nou onthou, vir jou om 'n grafiek te kan teken, onthou hierdie is my y-as en hierdie is my x-as. So dit werk amper soos 'n GPS, né? Soos as jy na die as jy 'n GPS location kyk, dan is daar mos die aarde het mos lengtelyne en hy het breedtelyne. En daar so jy het lyne wat so afloop en jy het lyne wat so oorloop. En as ek na jou GPS location stuur om jou te kry, dan is dit 'n presiese punt waar jy is. So ons kyk hoe ver is jy na daai kant toe van die middellyn en ons kyk hoe ver is jy op of af van die middellyn af om daai presiese location te kry. So dit is amper ook hoe hierdie jou grafiek werk. So sê nou maar oral hier, oral op hierdie denkbeeldige lyntjie is x se waarde 1. Oral op die volgende denkbeeldige lyntjie is x se waarde 2 en 3 en dit gaan so aan. Hierso het jy dit so. Ek gaan nou maar net 'n paar waardes invul. Ek gaan nou kyk hoeveel het ek nodig as ek daai grafiek invul. Okay. So met ander woorde vir jou om 'n grafiek te kan teken, het ek 'n paar punte nodig wat ek gaan verbind. So om 'n punt te kry, het ek 'n x-waarde nodig en ek het 'n y-waarde nodig. So byvoorbeeld daai waarde daar gaan 'n x-waarde hê en hy gaan 'n y-waarde hê. Dis jou koördinaat. So jou koördinaat is altyd eers die x-waarde en dan is dit jou y-waarde. So wat nou hier gaan gebeur is hulle sê vir jou die x-waarde is -1, maar ek wil weet wat gaan sy y-waarde wees by daai presiese plek. So ek weet as ek sy koördinaat gaan skryf, die x is klaar -1, maar ek moet weet hoe ver lê hy boontoe of ondertoe. So ek moet sy y-posisie ook kry. So dis waar jou vergelyking dan nou gaan inkom. So jy gaan jou vergelyking vat en in x se plek gaan jy sy waarde gaan insit. So die waarde wat ons nou hierna gaan kyk is -1. So dan in x se plek in hakkies gaan sit ek hom daarin. En dan gaan werk jy net die som uit. So -1 maal 3 is -3 en -3 minus 1 is -4. Jy kan dit maar net gaan intik in jou kalkulator. So daar waar x se waarde -1 is die y-waarde -4. So jou koördinaat lyk so. Ek gaan dit nou sommer rooi maak. So dan kyk jy daar waar x -1 is y -4. So hy gaan omtrent so daar onder hierso lê. Okay, so nou het ek klaar 1 punt. Nou kort, maar ek kan nie 'n grafiek teken deur net 1 punt te gebruik nie, so ek gebruik my tweede punt. Daar waar x 0 is. So jy kan hierdie, en dan vat jy weer daai formule, weer eens in x se plek, gaan sit jy sy waarde, waarmee jy werk, en dan gaan werk jy dit nou maar net uit. So, hierdie kan jy elke keer nou maar net, jy hoef nie altyd vir dit te wys waar jy dit uitgewerk het nie. Jy kan sommer maar net dit gaan intik in jou calculator ook, is fyn. So dan kyk jy daar waar x 0 is, x is 0 hier op hierdie middelste lyn, hier oral is x 0, en die y-waarde moet -1 wees, so hy gaan dan daar lê. En dan die laaste ene, daar waar x 1 is, so jy vat weer jou formule, dieselfde ou formule gaan jy oor en oor en oor gebruik, en daai waarde wat hulle vir jou gegee het vir x, dit gaan sit jy daar in die formule in, en dan kry jy sy y-waarde. So sy koördinaat, daar waar x 1 is y 2. So as jy hom moet teken, hierso waar x 1 is, moet y 2 wees. So ek gaan hom daarso plot. Okay, en dan het ek 3 punte en al wat ek dan kan doen, ek gaan sommer net geel vat, is ek gaan hulle maar net verbind met 'n lyn, en dan het jy jou grafiek daarso, en dan moet ons eintlik maar net altyd vir duidelikheid sommer so 'n pyltjie maak, en dan skryf jy die formule van die grafiek net daar, dat hulle kan sien wat se grafiek is wat se ene. So onthou, as hulle vir jou so die formule gee van 'n reguit lyn grafiek, daai het ons mos nou geleer, daai laaste waarde het julle seker geleer is die y-afsnit, so dit sê vir jou waar sny jou grafiek die y-as, is hier by -1, dit kon ons mos nou mooi sien daar, en daai x en daai y verteenwoordig enige punt op jou grafiek se x en y-waarde, so dit verteenwoordig daai punt se x en y-waarde, daai punt se x en y-waarde, daai punt se x en y-waarde, daai punt se x en y-waarde. Dit is waarvoor daai x en daai y staan. So dis nie jou y-afsnit en jou x-afsnit se waardes daar nie. Dit is enige punt in jou grafiek se y-waarde en dan sy ooreenstemmende x-waarde.